Julle, so ons is in 'n reeks ongelooflik, en ons het hierdie laaste paar weke deur dit gewerk en joh, geloof is regtig waar iets wat ons die Here vertrou vir meer geloof elke dag. En ons kan nie sonder geloof die Here dien nie. Ons kan nie. So en ek vertrou vanmôre dat die woord wat ek gaan bring, dat die Here gaan spreek magtig. Dis nie van my af nie, maar die Here wil deur my iets vir julle gee. En ek vertrou die Heilige Gees gaan werk doen vanmôre in elkeen van julle se harte. So, soos ons begin, en kom ek bid net in Hemelse Vader. Dankie Here. Dankie Here dat ons vanmôre hier is en mag U vanmôre ons geloof kom stig, Vader, met die woord vanmôre, Here, en ons soos ons deur 1 Konings 18 werk, Vader. Mag U vanmôre net iets nuuts kom maak in ons, in Jesus naam. Amen. So julle, ek wil gou dat julle saam my verbeel, jy's in 'n groot stadion. Ek weet nie of julle het al gaan rugby of iets, springbokke iemand gekyk, jy's in 'n groot stadion, en daar's duisende mense. So, as ons net daai stadion daar opsit, daar's duisende mense, en daar in die middel van die veld, is twee altare. En aan die een kant, aan die een kant van die veld, is daar 'n klomp priesters, geklee, en hulle is white robes, en hulle staan daar, en hulle skree en bid, en hulle dans, en hulle doen alles moontlik om God se aandag te kry. En die skare wat daar is, kyk, jy weet, ons kyk wat gebeur. En ure later, en dan gebeur net niks nie. Ons sit daar en ons, wat gaan aan, wat gebeur hierso? En dan, hier uit die tonnel uitkom, stap daar iemand, geen vertoning nie, geen geskree, geen drama, geen gedansery nie, hy kom stap op, en hy kniel, en hy bid, en skielik, val daar vuur uit die hemel uit. En dis nou nie heeltemal soos wat ek hier verduidelik nie, maar vandag se storie wat ons na gaan kyk, is so iets. En dit bring ons na Berg Karmel in Israel, en die verhaal is van Elijah. Ek weet nie of julle al van hom gelees het nie. En Israel is in 'n duister oomblik, né? Koning Agab is in beheer van die land. Maar hy is eintlik in beheer nie, want Jezebel is eintlik die ene wat in beheer is. En die volk word weggelei van die lewende God. En hulle lei die volk na Baal. Nou Baal was veronderstel om die God van reën te wees, die God van storms, die God van vrugbaarheid. Dis wie Baal is. En hulle vat die volk van Israel na hierdie mense toe. Na hierdie God toe. Klein God. En uit die bloute uit verskyn daar 'n man. Uit die bloute uit. Ons het geen agtergrond van hom nie. Ons het geen bekendstelling. Ons het geen geslagsregister. Jy weet, iewers in Genesis, daar sê hulle in die, daar's geen dit nie. Hy kom net ewe skielik in
in 1 Koning 17. Skielik is hy man daar so. En hy kom as 'n profeet voor die koning Agab. En hy sê, so waar as wat die Here leef, daar sal geen dou of reën wees nie, behalwe op my woord. Geen dou of reën gaan daar wees nie. En vir 3,5 jaar, geen reën. Riviere het opgedroog, damme is niks water, oeste misluk. Waar is Dirk? Imagine, daar's niks reën. Ons weet, ons was so 'n paar jaar terug in so iets. En ons het hier gekom in November en ons het die Here kom aanbid vir reën. Ons het so iets wat hierdie mense deurgegaan het. Maar God was besig om Israel iets te wys. Baal is nie in beheer nie. God is in beheer. Daar's niks wat Baal kan doen nie. God is in beheer. En gedurende hierdie jare het, nadat Elijah hierdie gespreek het en gesê het geen reën, was hy in die moeilikheid, want hulle wil hom toe doodmaak. En hy vlug en die Here voorsien vir hom deur vir hom kos te stuur, deur met voëls. Die Here sê toe vir hom, gaan na hierdie weduwee toe en daar voorsien die Here weer met bietjie olie en meel wat hy kry en dan sterf hierdie weduwee se kind en hy bid en die kind word opgewek en 3,5 jaar later kom die woord van die Here na hom toe en hy sê vir hom, gaan wys jouself aan Agab. Hy het al hierdie dinge wat hy deurgaan en Elijah gaan terug en hy na die berg van Karmel en hy ontmoet hulle daar en hy skryf Agab en hy sê, bring die hele volk, bring die hele Baal profete, bring hulle almal en kom ontmoet my daar so op berg Karmel. En daar staan hulle, die hele Israel. Dis nie daai picture nie, dis 'n paar miljoene wat daar staan. Die hele Baal profete, 450 wat hier in die een kant staan. En hy sê vir hulle, ons gaan vandag kyk, die God wat met vuur antwoord, hy is God. Die God wat met vuur antwoord, hy is God. En as iets wat ons vandag gaan doen, ek gaan my altaar oprig, julle gaan julle sin, elkeen kry 'n bees, niemand gaan vuur maak nie, en ons gaan bid tot ons Here, en die Here wat daai antwoord met vuur, hy is die een God. So, die profete van Baal het lang geskree, gedans, van oggend tot middag, hulle dans en gaan aan, hulle sny hulle later en hulle, dis bloed wat spat, maar niks. Die profete is later uitgeput. Hulle stemme is hees geskree. En die Bybel sê, daar het geen stem. Niemand het geantwoord nie. Niemand het aandag gegee nie. Is nie lekker as jy so moet deur so iets gaan en niemand antwoord nie. En toe stap Elijah vorentoe. Die skare word stil. En hy doen iets vreemds. Hy herstel die gebreke, hy bou hierdie altaar op. Ons gaan later 'n bietjie in daarin gaan. Klip vir klip, 12 klippe.
en dit verteenwoordig die 12 stamme van Israel. Toe plaas hy hout op, en hy plaas hy die offer op dit, en dan doen hy iets vreemds. Hy vat 'n klomp water, dan gooi hy dit bo op daai offer. En dan vat hy nog water vir 'n tweede keer, gooi dit op. En dan vir 'n derde keer, gooi dit op. En die offer is sopnat, die hout is sopnat. Die sloot wat hy rondom die offer, dis water lê daar. En dan is die hemel stil en hy bid. Nie 'n lang gebed nie. Nie 'n dramatiese gebed nie. 'n eenvoudige gebed. Here, God van Abraham, Isak, Israel, laat dit vandag bekend word dat U God is van Israel. En vir 'n oomblik gebeur daar niks. En poef, is daar net water, vuur. En die offer brand, die hout brand, die klippe brand, die stof, die water verdwyn uit die sloot uit. En die hele nasie val op hulle se gesigte. En hulle roep uit, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Nou as ons hier vanaf gaan so 'n hele paar eeue later, as ons kyk na hierdie ouense, na dit wat gebeur het, kom Jakobus, en hy skryf in Jakobus 5 vers 17, skryf hy, Elijah was 'n mens soos ons. Elijah was 'n mens soos ek en jy. Dit was Elijah. Die man wat vuur uit die hemel uit laat val het, die man wat reën gestop het, die man wat dooies opgewek het. Die Bybel vertel later dat die man, hierdie man wat gebid het, nie 'n geestelike held was nie. Ons weet, later lees ons dat hy opgewek is van die Here. Hy het nie gedood nie, maar die Here het hom opgeneem. So hy was nie 'n superheld nie. Hy was nie bonatuurlik nie, hy was nie 'n engel nie. Hy het nie spesiale geestelike DNA gehad nie. Hy was soos ek en jy, 'n mens soos ek en jy. Met ander woorde, hy het ook gesukkel. Soos ons sukkel. Hy was ook bang soos ons soms bang is. Hy het ook moeg geword, soos ons moeg word. En tog het God hom gebruik in een kragtige oomblik in die Bybel. Ons vat soms hierdie mense en ons is soos, kyk, die Here het gewerk, daar was net iets anders, daar is net manne van iets anders, as ons deurkyk, Samson, Daniel, daar was net soos, hierdie ouens daar was net iets anders wat hulle gedoen het, maar hierdie ouens was net mense soos ons. En dis wat die Here vanmôre wil kom doen, hy wil ons geloof stig, dat ons uit 'n plek uitkom, waar ons gebruik word vir hom. Want die verhaal van Elijah gaan nie oor hoe groot Elijah was nie. Ons kyk na al hierdie dinge wat gebeur het, hy dooies opgewek, hy het gebid vir reën, gestop, en die reën weer, laat die reën kom, en dan neem die Here hom op, en dan soos, die ou, daar was net iets, maar Jakobus sê, hy was 'n mens soos ek en jy.
Hy was 'n mens soos ons. Dit gaan nie oor hoe, dit gaan oor hoe groot God is, wanneer iemand hom eenvoudig vertrou en glo. Dis waaroor dit gaan. En hoekom sê ons, Elijah was 'n mens soos ons? In 1 Konings 19 vers 3 lees ons, Elijah was bang en hy het gevlug. Hy het bang geword, gereed gemaak en uit vrees vir sy lewe pad gegee. Hy was bang. Ons het ook hy gevoel. Hy was bang en het gevlug. Faith is not the absence of fear. Faith is the trusting of God, even when fear is present. Dis wat faith is. Geloof is dit. Elijah was emosioneel uitgeput. 19 vers 4. As ons kyk na dit, wat sê hy? Hy was moeg. Dit is nou genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is nie beter as my voorvaders nie. Hy sê moeg, hy sê, Here, vat my lewe. Ek wil nie my lewe nie. Hy was emosioneel moeg. Nou, hierdie man wat gebid het, laat vuur uit die hemel uitval. Hy is die man wat nou, hy's defeated. Hy's alleen, hy's oorweldig. En dit klink soos ons. Jy weet, daar's 'n plek waar ons net soos, ja, ek is moeg, joh. Ek kan nie meer nie. Ek los net, ek gaan maar. Daar's 'n plek waar ons is in. Daar's 'n plek waar ons bid, Here, ek weet nie wat gaan aan nie. En ons sien hierso dat hy was ook so iemand. Even the strongest believers have moments where they feel like quitting. Ek het nou nog iets gekyk van hoeveel voltydse mense in bediening uitgaan. Hoeveel senior pastore uitstap uit bediening uit. Want hulle soos, nee, ek kan nie meer, Here. Dinge raak baie en dan is dit soos, nee, ek is klaar. Elijah het alleen gevoel. In 1 Konings 19:10, hij was hy alleen en ons sien dit weer in 1 Konings 18:22, waar ons, daar was 'n plek waar hy net soos, ek is alleen. Hier's 450 profete, ek staan hier alleen. Dan voel jy op 'n plek van, oh, ek moet maar hierdie ouens gaan join nie. En dan kom die Here en dan kom remind die Here om, daar's nog 7000 ander gelowiges in Israel. Moenie opgee nie. Sometimes our perspective is smaller than God's reality. Ja, nee, God hy sien iets anders, heel anders. Elijah was afhanklik van God. Hy kon nie, is nie hy wat die reën gestop het nie, is nie hy wat die reën, dis nie hy wat die kind opgewek het nie, dis vuur uit die hemel uit laat val het nie. Dis God wat dit gedoen het. Hy het deur hom gewerk. So hy was afhanklik van God. En dis waar ons moet afhanklik wees van God. Maar Elijah het gebid, en dis hoekom Jakobus hom as 'n voorbeeld gebruik, net na Jakobus 5:16. Want Jakobus 5 vers 16 sê, die gebed van 'n regverdige het groot krag. En nadat hy daai gesê het, sê en Elijah was 'n mens soos ons. Elijah se krag was nie in homself nie. Dit was in sy geloof en die afhanklikheid van God. Hy was soos, ja, Here, en sy afhanklikheid van God. Hy kon nie sonder Here nie. So kom ons kyk na 3 punte waar hoe sy geloof gewerk het.
Geloof staan vir God wanneer die wêreld teen hom staan. En dan 1 Konings 18, 21 en 22 sê, Elijah het nader gegaan na die hele volk en gesê, hoe lank gaan julle nog op 2 krikke bly hink? As die Here God is, volg hom. As dit Baal is, volg hom. Maar die volk het nie met 'n enkele antwoord gekom nie. Daar was nie 'n woord wat hulle gesê het nie. Toe sê Elijah vir die volk, ek alleen het oorgebly. Hier praat hy van, hy is weer alleen. As die profeet van die Here. Maar die profete van Baal is 450. Hy is soos, ja. So toe Elijah op die berg van Karmel staan, was hy alleen. Hy staan alleen daar, dis die miljoene, dis die volk, die hele volk van Israel staan daar. Dis die 450 Baal profete wat daar staan, en 1 profeet van God. Nou kom ek sê vir julle, geloof volg nie die skare nie. Geloof volg nie die skare nie. Geloof volg God. Ware geloof staan dikwels alleen. Dikwels is ons alleen. Soos Elijah alleen gestaan het. 450, 1. Maak hy som. 450, 1. Hy staan alleen daarso. Maar geloof word nie deur getalle bepaal nie. Dis nie hoe geloof word. Noag, as ons lees, was alleen. Abraham, Moses het na Farao toe gegaan. Here het hulle gesê, gaan. Hy was nee, Here, ek kan nie, ek kan nie praat nie. Nee, gaan. Hy was alleen. Geloof kies God wanneer jy in die minderheid is, wanneer jy ongewild is, onseker voel, dan kies jy geloof in God. En in vandag se lewe weet ek, baie mense wil nie teen die stroom gaan nie. Ons is soos, ons gaan met die, yes, go with the flow. Ons gaan met, maar majority count, so ons gaan maar hier, want dit is majority, ons gaan na die kant toe. Dankie, Marsha. Maar toch sê Elijah, terwyl hy daar staan sê, hoe lang gaan julle nog op 2 krikke bly hink? As die Here God is, volg hom. As dit Baal is, volg hom. Hulle hink op 2 gedagtes. Soos ons is hier, Sondag is ons hier, en in die week is ek op 'n ander plek. In die week is ek soos, ek soek aanvaarding, ek soek gemak, ek soek geld, ek sukses, daar's ander goed wat ek in die week kan doen, maar Sondag as ek hier. So hulle is in 2 gedagtes. En daai afgode, daai 2 gedagtes wat hulle hiervan praat, daar's besig, en in elkeen van ons hier sit, daar's iets wat in ons harte gebeur. En dis soos, John Calvin sê, dis 'n idol factory in ons hart. Daar's aanhoudend goede wat opkom, en ons bly aan rondhardloop. En hierdie dinge is dinge wat God van sy troon afhaal, en ons sit hom daar, en ons sit hierdie dinge daar neer. En ons spandeer meer tyd op hierdie dinge, as wat ons met God spandeer.
1 Johannes 5 vers 21 sê, my kinders, beskerm julle self teen afgode. Beskerm julle self teen afgode. Maar jy kan nie vuur van God verwag, as jy kan dit nie verwag, as jy halfpad stap nie. Jy kan nie verwag, as jy net Sondag, die Here aanroep, en in die week, dan is dit halfpad. Dan gebeur daar niks nie. Dan kan jy nie hierdie gebed, jy kan nie bid en die Here vertrou, en dan gebeur iets nie. Want jy stap halfpad, jy hink, soos hy sê. Geloof begin by 'n besluit. Dis 'n besluit wat ons maak. God is God of hy is nie. Dis wat ons moet besluit. God is God of hy is nie. En dan sien ons die volk sê niks nie. Hoekom sê hulle niks nie? Hulle se stilte beteken daar's 'n verdeeldheid. Daar's 'n verdeelde hart. As Jean-Ray vra my, Marshall, gaan ek vandag hoender curry maak of vleis? Okay. Vleis, ek maar, die curry. Jou hart is soos, moet ek gaan vir die, of waar gaan ek? Hulle se harte is verdeeld. En dan Hebreërs 11 vers 6 sê, hy wat tot God nader, moet glo dat hy is. Hy is die een. God is God of hy is nie. Mense, God is God of hy is nie. En die vraag wat ek vandag het, is, waar hink jy nog? Waar is jy, waar jy nie weet? Is dit God? As dit God is, en hy is, of is nie? Jy kan nie tussen twee nie. God is God of hy is nie. Ons moet dit verstaan. Jy kan nie so spring nie. Besluit, dis 'n besluit wat jy moet maak. Jou hart, jy besluit en jy volg dan. Maar jy kan nie loop in albei kante wees nie. Nommer 2, geloof vertrou God se krag, nie menslike pogings nie. Nou in 1 Konings 18:25 tot 29 sê dit, toe Elijah vir die profeet van Baal, hy sê toe vir hom, kies julle 'n bil en berei voor, want julle is die meeste. Roep dan die naam van julle God, maar kole vuur mag julle nie gebruik nie. Hulle neem toe die bil wat vir hulle gegee is, berei dit voor en roep van oggend tot middag die naam van Baal aan, met die woorde, Baal antwoord ons, Baal antwoord ons. Maar daar is geen stem nie, niemand wat antwoord nie. Hulle het gehink, gedans by die altaar wat voorberei is. Teen die middag het Elijah geroep en gesê, roep harder, hy spot hulle. Want hy is mos God. Hy is dalk in gedagte, of hy sonder hom af, of is hy op pad. Dalk is hy aan die slaap en moet wakker gemaak word. So nou roep hulle nog harder. Baal, waar is jy? En soos gewoonte was, hulle self met swaarde en steekspiese stikken gekerf, totdat hulle bloed oor hulle geloop het. Na die middag het hulle waarskynlik te kere gegaan, so hulle heel aangegaan, totdat die tyd was vir die bring van die offer, graanoffer. Daar was egter geen stem nie een antwoord nie en geen reaksie nie. Niks, doodse stilte. Die profeet het geskree, hulle het gedans, hulle het hulself gesny,
Hulle het probeer om hulle God te dwing om te reageer. Dit was soos, toe hy hulle spot, toe gaan hulle erger aan. En dan sien ons in vers 9 sê hulle weer, geen stem, geen antwoord, geen reaksie. Vals godsdienst werk op manipulasie. Ware geloof werk op vertroue. Maar toe Elijah bid, as ons lees in 1 Konings 18, 36-37 sê dit, toe dit tyd was vir die bring van die graanoffer, het Elijah, die profeet, na vore getree en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek 'n dienskneg is en dat dit op gesag van U woord is dat ek al hierdie dinge gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my sodat hierdie volk kan weet dat U, Here, die God is en dat U is wat hulle harte weer laat terugkeer. Here, laat dit vandag bekend wees dat U God is van Israel. En God het geantwoord. Want geloof verstaan, die krag lê nie in ons pogings nie, dit lê in God. Kort, eenvoudige, God-gefokuste gebed. Hebreërs 11:6 sê, hy is die beloner die verloner van die wat hom soek. Elijah probeer nie God forceer nie, hy vertrou God se karakter. Ware geloof skree nie om aandag nie. Ons sny nie om God te beweeg nie. Dit maak nie saak wat ons doen nie. Vertrou God dat hy hoor. Ons bid en dan vertrou ons, hy gaan ons hoor. Geloof beteken, ek weet God is selfs as ek nog nie die vuur sien nie. Ons weet, al sien ons nie die vuur nie, wie is God? Geloof rus in God se karakter, nie in emosionele intensiteit nie. Dit is wat geloof is. En dan die derde, geloof sien voor dit sien. Geloof sien voor dit sien. 1 Konings 18, 33 tot 35 en 38. Hy het die hout gerangskik, die bil opgesny en op die hout neergesit. Toe sê hy, maak 4 kruite vol water en gooi dit uit oor die brandoffer en die hout. Hy sê toe, doen dit weer. Hulle het dit weer gedoen. Daarna sê hy, doen dit 'n derde keer. Hulle het dit 'n derde keer gedoen. Die water het rondom die altaar geloop en die water het selfs die voor vol gemaak. Dit was net water daar waar hy staan. En dan lees ons vers 38, toe slaan die vuur van die Here neer en verteer die brandoffer, die hout, die klippe, die losgrond. Dit het selfs die water wat in die sloot was opgelek. Elijah maak die altaar nat 3 keer. 3 keer. Water loop oor. Menslik is dit onmoontlik. Gaan vandag huis toe. As Johnny wil braai, Christel gooi daar paar keer water op en dan kyk ons, is menslik onmoontlik. Hebreërs 11 vers 1 sê, dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis geloof. Vers 27 sê, Moses het volhard soos een wat die onsienlike sien. Hy het volhard want ek gaan, want ek weet wat die Here gaan doen. Elia sien reeds God se antwoord voordat die vuur val. Hy herstel eers die altaar, dan bid hy, dan kom die vuur
en die vuur verteer die offer, alles wat daar is, die water. Wanneer God antwoord, is daar geen twyfel nie. Maar geloof kom voor die vuur. Geloof kom voor die vuur. En vandag soos ons hier praat, daar's miskien altare wat nat is. Jou altare is daar sekere goed wat nat is. Jou huwelik voel hopeloos, jou gebed voel ongeantwoord, jou situasie lyk onmoontlik. Maar Moses het die onsienlike gesien. En so moet ons geloof wees. God is groter as hy water, wat nou op oomblik die altaar nat maak. Geloof kyk nie na hoe nat die altaar is nie, dit kyk hoe groot God is. Dis wat geloof is. En dan sien ons die groot doel van geloof in vers 37 is: antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan weet dat U, Here, die God is, en dat U is wat hulle harte weer laat terugkeer. Dis wat die groot doel is van geloof. Hierdie volk moet weet wie U is, en dat hulle se harte kan terugkeer. Dis wat moet gebeur. God se vuur was nie net 'n vertoning nie, dit was vir herstel. Van na die vuur gekom het, val almal op hulle se gesigte, en hulle prys en hulle loof die Here. Hebreërs 11 wys ons dat geloof gaan altyd oor 'n verhouding met God. Nie net oor wonderwerke nie, nie net oor oorwinnings nie, nie net oor dinge wat ons kyk soms te veel na hierdie wonderwerke en goed wat gebeur. Dit gaan oor die harte wat moet terugkeer. Daar's iets wat gebeur en dan is mense so, ek kan nie tussen, ek volg die Here. En hierdie verhaal gaan nie oor Elijah nie. Dit wys na iets dieper. Die berg van Karmel was daar 'n offer op 'n altaar. En die vuur van God het op daardie offer geval. Die offer het die oordeel gedra. Daar was 'n oordeel op daai offer. Die mense is gespaar. Daai vuur kan op die mense geval het. Daai vuur het op die offer geval. En dit het alles verteer. En dit is die evangelie. Dit is die evangelie. Ons grootste probleem is nie die droogte nie. Is nie die goed wat ons deurgaan nie. Dis ons sonde. En dis wat die Here wil kom wys. Die oordeel van God behoort op ons te val, elke dag. Elke dag moet sy oordeel op ons val. Elke dag. Maar sy genade is nie elke dag. Soos die offer op Karmel, het Christus in ons plek gestaan, op Golgotha. En die vuur van God, sy oordeel op hom geval, sodat ons vergewe kan word. Dis die gospel. En hierso wys dit vir ons na wat gaan gebeur. So kom ons gaan terug na hierdie berg van Karmel. Nadat die vuur geval het, nadat die offer gebrand het, nadat die klippe in die water verteer het, het die mense op hul gesigte geval en uitgeroep: die Here, hy is God. Maar onthou die vraag wat Elijah vroeër gevra het: hoe lank gaan julle tussen hierdie twee plekke? Hoe lank gaan julle tussen twee gode staan? Hoe lank gaan jy leef met verdeelde loyaliteit? Die vraag weer klink vandag nog steeds.
Daar's nog steeds daai vraag. Sommige mense glo in God net op sekere tye, net in sekere omstandighede. Maar by voor ander godde gedurende die week, gedurende ander tye, dis soos ons speel nog tussen twee. Soos ons vandag huis toe gaan dit weer 'n plek wees, waar jy gaan gechallenge word. Hier sit ons vandag en ons soos, joh, en as ons hier uitstap, dan buig ons weer voor ander gode. Ons sit soms hier in die diens en dan is daar 'n plek waar ons buig voor hy gode, ons gedagtes is op ander plekke. Maar die Here roep ons. En die vraag is nog vandag nog, waar wil jy wees? Die God van aanvaarding, van gemak, van dit alles is hier. Dit hardloop soms met ons in hierdie diens. Soos ons hier sit vandag, dink ons aan ander goed. Ek moet nog daai doen. Ons gedagtes is so ver van dit wat die Here nou wil doen. Waar hy ons harte nou wil aanraak, maar ons is op 'n plek waar al in 2 weke, 2 maande vorentoe, want ons dink aan daai. Ons vertrou hom nie. Ons sit nie en ons vertrou en weet hy het dit al reeds gedoen nie. Ons word herinner van iets. Daar is net een ware God. En eendag sal elke knie voor hom buig. Maar dis die goeie evangelie, wat die op Bergkamel, wat die vuur van God se oordeel op offers geval het, in plaas van die mens. Dit het vooruitgewys na iets groter. Wat daar gebeur het vooruitgewys. Want by die kruis het Jesus Christus, het God se oordeel weer geval op hom. Nie op ons nie, maar op Jesus. Hy het die offer geword. Die vuur van God se geregtigheid het op hom geval, sodat genade op ons kan val. Die vuur van God het op Jesus geval, sodat ons daai genade kan. En nou is die uitnodiging eenvoudig. Vandag, elke dag, hou op hang. Hou op tussen 2 gedagtes wees. Hou op om 2 meesters te probeer dien. Dis die roep. Die evangelie is eenvoudig. God is God of hy is nie. Vandag moet ons kies soos ons hier sit. Ons moet kies wie ons gaan volg. Vertrou ons Christus. Gee jou lewe oor aan die enigste God wat met vuur antwoord. Dis vandag. En wanneer jy dit doen, sal jy dieselfde waarheid ontdek wat Elijah ontdek het. Die Here, hy is God. Hy selfde waarheid. Elke keer, as jy dit kies, as jy dit doen, gaan jy op 'n plek kom. Die God is. Hy antwoord ons elke dag. En baie keer staan ons in disbelief en ons ja. Maar Here, die Here kom elke keer deur. En dan gaan 'n tyd wees waar ons bang wees, waar ons moeg wees, waar ons sukkel, maar die Here kom en hy kom op 'n groot manier deur. En ons kan testimonies after testimonies gaan ons hoor as ons hier deurgaan. Geloof. Ek dink aan Bunny wat ander keer by die Victory Training gedeel het. Hoe haar geloof gestig word deur hierdie goed wat sy deurgaan. En dan is soos joh. Maar vandag is ek nog steeds hier. Ek werk vir 3 jaar nog nie, maar elke dag is die Here se genade nuut. En die Here kom. So Elijah was nie 'n geestelike reus nie, soos Jakobus sê. Hy was 'n mens soos ek
en jy. Maar hy het 'n groot God vertrou. Hy het vir God gestaan, al was hy alleen. Hy het tot God gebid. En hy het soos elke dag op God staat gemaak. Want God het dit om voorsien. En dieselfde God wat Elijah geantwoord het, hoor vandag nog gebede van sy kinders. Hy hoor jou gebed. Hy hoor jou gebed. Want deur Jesus Christus kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. So die vraag vandag is, van wat daar gebeur het op Berg Kamel, is steeds die vraag, wie is jou God? En as jy gelowig is die antwoord dieselfde as wat die mense daardie dag uitgeroep het. Die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys Here, ons dank Here vir u woord. Ons vra Heilige Gees dat u nou Here net op 'n plek sal kom om ons waar ons harte net opnuut, Here, kom oopmaak, Vader, vir u woord, Here, wat u so, elke keer, Vader, kom hier en u kom doen net iets nuut in ons, Vader. En ek kom bid vandag, Here, vir dis wat hier sit, Vader, wat nog in 2 is, Vader, ek kom bid, Here, dat u Heilige Gees hulle nou sal aanraak, Vader. En ek kom dankie, Here, vir daar waar u net vandag groot gebeweeg het, Vader, en mense se harte geskuif het. Ek loof en ek prys, Here, vir u woord in Jesus naam. Amen.